Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlomba.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Wat ek volgende wil doen is, ek wil met jou uit Lukas uit. As jy die Bybel hier het, Lukas hoofstuk 20 vers 9, wil ek 'n paar minute, voordat ons na die nagmaaltafel toe gaan, wil ek 'n paar minute met jou praat oor, onthou jy die storielyn van wat hier gebeur, die afgelope paar weke. Onthou julle met Jesus daar van Galilea af, en teen die Jordaan, en dat hy by Jerigo gedraai het, julle weet mos wat alles daar gebeur het, en hy's daar op deur die woestyn Judea, en hulle het uiteindelik gekom op die Olyfberg, en hy's daar af op die esel, en hulle het gesing, Hosanna vir die koning, en hy's daar in die tempel, en hy het alles uitgegooi wat nie daar moes wees in die voorhof van die heidene, en hy het sy preekstoel gemaak, en hy het begin bedien, en dit het ons mos so gesien die afgelope weke, en julle wat dit mis, kan jy mos na die video's gaan kyk, van wat die afgelope 3-4 weke gebeur het. En nou terwyl Jesus daar was, en hy maak dit nou 'n plek van sy Vader, waar daar gebid word, en waar mense gesond word, en waar hy die woord bedien, en waar hy gekonfronteer word met die Fariseërs en die Sanhedrin wat ons verlede week gesien het, wat hulle van vra, maar wie dink jy is hy? Wie gee u die reg om hier te kom en al hierdie dinge te doen? En toe gooi mos vir hulle die vraag, toe hulle vra deur watter gesag, toe sê hy, wel sê julle vir my, Johannes die Doper, deur watter gesag het hy gedoen wat hy doen? En ons het mos nou verlieflik gesien wat daar gebeur het. En natuurlik, die uiteinde van die saak was, daar was 'n impasse, né? Hulle kon nie verder gaan nie. Jesus kan nie met hulle praat nie, en hulle kan nie verder met hom praat nie, want hulle antwoord hom nie op sy vraag nie. En hy sê, omdat julle my nie op my vraag antwoord, gaan ek julle nie antwoord nie, maar ek het vir julle iets te sê. En dis wat hy toe vir hulle sê. Want hier lyk dit, toe begin hy aan die volk hierdie gelykenis te vertel. Maar as jy gaan na die ekwivalent daarvan, na die gelyke, en dit is in Matteus, hoofstuk 21, dan sal jy sien, hy sê, luister na 'n ander gelykenis, nou om terug te gaan hier by Lukas 20. En hy sê toe vir die mense wat daar is, maar nou, so Jesus maak asof hy met die mense praat, en hy doen dit, maar hier is die Sanhedrin, die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge, wat hom 'n harde tyd gee en wat hom wil uitvat. Nou praat hy met die skare, maar hulle moet dit hoor. Hier is die storie. Hy sê vir hulle, 'n sekere man het 'n wingerd geplant. Nou, die oomblik toe hy dit sê, toe spits almal hulle ore. Almal. Die volk, die priesters, die sê almal. Want hulle weet, uit hoofde van Jesaja hoofstuk 5 vers 7, hulle ken dit baie goed in die Ou Testament, want die wingerd van die Here van die leeskare is die huis van Israel. So hulle weet, as hulle van 'n wingerd lees, het dit met hulle te doen. So Jesus sê vir hulle, 'n man het 'n wingerd geplant, en hulle is like, wat's dit dan nou? Ons weet, ons is die wingerd van die Here, en hy sê vir hulle, en hy het dit aan landbouers verhuur, en vir geruime tyd op reis gegaan. En op die regte tyd het hy 'n diensknegt na die landbouers gestuur, dat hulle hom van die vrug van die wingerd sou gee. Maar die landbouers het hom geslaan en hom met leë hande weggestuur. Dis mos baie verkeerd. Hy het weer 'n ander diensknegt gestuur, hulle het hom ook geslaan en hom skandelik behandel. En hom met leë hande weggestuur. Tweede een. En hy stuur 'n derde.
stuur 'n derde diensknegt. Hierdie ene, hulle slaan hom dat hulle hom wond, het hom stikkend geslaan, hulle dryf hom uit. En die eienaar van die wingerd sê, wat sal ek doen? Dis my wingerd, ek wil my vrug hê. En hy sê, ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle ontzag hê en hulle hom sien. Maar toe die landbouers hom sien, toe sê hulle onder mekaar, toe begin hulle redeneer, hulle sê, dis die erfgenaam. Kom laat ons hom doodmaak, sodat ons die erfdeel kan neem, dat dit ons sin kan wees. Hulle het hom uit die wingerd gewerp en hom doodgemaak. Wat sal die eienaar van die wingerd dan aan hulle doen? Hy sal kom en daardie landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. En toe hulle dit hoor, sê hulle, nee, stellig nie. Maar hy het hulle aangekyk en gesê, wat beteken dan hierdie skrifwoord? Nou haal hy aan uit die Ou Testament. Wat beteken hierdie skrifwoord? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Elkeen wat op die steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Toe probeer die owerpriesters in die skrifgeleers in dieselfde uur die hande aan hom slaan, want hulle die volk gevrees, want hulle het geweet dat hy hierdie gelykenis met die oog op hulle self uitgespreek het. They got the point. En as jy gaan na die verhaal, soos wat Matteus dit beskryf wat daar was, want Lukas het dit gehoor en het oorvertel, maar Matteus was die dag daar, toe dit gebeur het. Hy sê, in vers 43, hy sê wat ook gebeur het, dat Jesus bygesê het, Lukas het dit nou nie gesê nie, maar Matteus vertel die res van die verhaal. Matteus sê, Matteus 21 vers 43, hy sê vir hulle, en ek sê vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word, en in 'n volk gegee word, wat die vrugte sal dra. So dit beteken, julle Israel, het nie vir my die vrugte gegee wat julle moes nie. Ek gaan dit vir 'n ander volk gee. So die koninkryk van God, neem ek van julle weg. En ek gee die koninkryk aan iemand anders. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word, maar elkeen wat op wie hy val, sal hy vermorsel. En toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenis hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek, en hulle het probeer om in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom vir 'n profeet gehou het. Vader, ons bid dat U in hierdie volgende paar minute U kosbare woord heerlik in ons harte sal seën om Jesus ontwil. Amen. So, as jy nou na hierdie gelykenis luister, wat kom by jou op? Wat dink jy? Miskien sal dit goed wees as ek die elemente en die persone van die gelykenis uitlei, dan dit sal miskien vir jou 'n beter beeld dan gee, ek sal nou by dit kom. Maar wat dink jy wanneer jy na hierdie woorde luister? Kom ek sê vir julle wat by my spook. Wat by my spook as ek hierna luister, is like, julle het die kans gehad. Dit is julle Jesus. Dis julle Here. Julle is die volk. Julle is die wingerd. Maar kyk hoe behandel julle sy diensknegte, en die uitleg van die gelykenis is die diensknegte se profete. So die profete wat God gestuur het om te kom vrug soek by die volk, hulle het hulle weggejaag, doodgemaak, uitgewerp. En julle is op pad om dit met die landbouer, die eienaar van die wingerd, om dit met sy seun te doen. By my, die ding wat by my kom is, wanneer ek my kans verspeel het. Dis wat hier aangaan. Wanneer ons die geleentheid wat ons gebied word, maar net lukraak by ons laat verbygaan. Dit moet 'n verskriklike ding wees,
om eendag te hoor by die Here. Daar was biljoene mense wat nooit die voorreg gehad om die evangelie te hoor nie. Maar jy het dit hoeveel keer gehoor? En jy het my net laat verbygaan. Dis die een ding in my lewe wat ek nie kan bekostig nie. Ek kan baie dinge, kan ek 'n fout maak. Maar om my kans te verspeel met Jesus is dodelik. Dis dodelik. Want dit het ewige reperkusies. Daar's ewige gevolge as ek dit ooit deur my hand laat glip om Jesus as my Here en Saligmaker in my lewe te kry. Want as jy gaan kyk wat hier gebeur het, en miskien is dit goed as ek net 'n minuut of 2 net spandeer en net vir iets wys. As jy hierdie gelykenis gaan en jy begin hom dissekteer, jy haal hom uitmekaar uit, ons sny hom mooi uitmekaar uit en ons sê wat gaan werklik hier aan? Wat hier aangaan dis nie moeilik nie, regtig, dis nie rocket science nie. Enige mens kan dit ontdek. Die huisheer is die grondeienaar. Dis die een aan wie die wingerd behoort. Dit is sy wingerd. In hierdie geval behoort die wingerd aan God en die wingerd is Israel. So die wingerd is die volk Israel. Wat Jesus vir hulle probeer sê is, ek weet hierdie manne wat hier tussen julle wil my uitvat, maar ek wil julle iets vertel. Dat die grondeienaar van hierdie wingerd, die eienaar van julle almal, van hierdie volk, van Israel, is my Vader. Hy is die grondeienaar. Sy wingerd is Israel, want die Bybel is baie, baie duidelik, dat Israel is God se wingerd. So, omdat Israel God se wingerd is, en die Here hulle geplant het, vanuit Egipte land, in die land Kanaan, verwag hy vrug. Hy wil vrug hê. Hy soek geestelike vrug, by sy volk, waar hulle hom lief het en hom dien, waar hulle die tempel toe kom en die offers bring en die feeste van die Here, waar die volk bring vrug aan die Here. Maar hulle is weerbarstig en hulle is rebels. Ek bedoel, terloops, dit is in my en julle, maar moet vir niemand vertel nie. Ek dink nie daar is iemand op aarde wat meer hardkoppig is as 'n Israeliet nie, as 'n Jood nie. Hulle is die mees rebelse, weerbarstige, skeefgetrekte volk in die hele wêreld. Die Here sê, die goed wat julle doen, wat Israel doen, geen ander volk sou dit ooit aan my gedoen het nie. Maar julle is hardnekkig. Maar ek het julle lief, want julle is die nageslag van Abraham, Isak en Jakob. Wat moet ek met julle maak? Ek het my beloftes gegee, ek sal my woord hou. Maar ek gaan julle oordeel as julle nie luister nie. So kom dit mos met die rigters en met die hele Bybel, jou hele Ou Testament is vol daarvan tot Maleagi. En die Here het profete gestuur vir duisende jare. Duisende jare. Van Elia af en voor en na hom tot toe Jesus op die aarde was daar nog 'n profeet behalwe Jesus. Johannes die Doper, wat die laaste een was. Jesus sê, hy is die grootste en die laaste van al die Ou Testamentse profete. Tot op Jesus se dag toe die Seun verskyn, toe sal nog steeds 'n profeet. En hy spreek van die leiers aan. En toe maak Herodes seker sy kop gaan rol. Toe doodgemaak, sy kop is afgekap. Ek bedoel, die laaste profeet se kop is afgekap. Johannes die Doper se. So die landbouers van wie die Here kom vrug soek het, is die geestelike leiers van Israel. Want hulle bestuur die wingerd. Die Here se wingerd is sy volk, maar die landbouers is die geestelike leiers, want hulle moet waak oor die geestelike sy van die volk Israel. Hulle moet die priesters en leviete, hulle moet hulle leer en die konings, maar vir al die priesters en leviete, hulle moet die volk die woord van God leer, sodat daar 'n groei kan kom. Maar kyk wat doen hulle? Hulle verryk hulle self en hulle vernuweer die volk. En kyk wat hulle gedoen in die tempel, ons het verlede week gesien,
2 weke gelede, hoe die Here hulle uitgejaag, en hy het 'n sweep gemaak, en hy tafels omgegooi. Hierdie is veronderstel om, die heidene kom dan hiernatoe, die forum van die heidene, om God se woord te hoor, en julle maak dit 'n besigheid hierso. Sodat God die huisheer en die grondeienaar na die wingerd Israel toe kom en vra vir vrug, en dat hy dit by die landbouers wil hê, by die geestelike leiers. Ek vra van julle rekenskap, gee vir my die vrug, ek wil sien wat gaan hier aan. En die Here kry nie die respons wat hy wil hê nie, toe stuur hy sy profete, een na die ander. En julle weet almal, julle kan maar gaan lees, wat het gebeur met Hosea en met Amos, en so kan jy gaan van een na die ander, Jeremia en Jesaja, wat het hulle gedoen met al hierdie profete, en hier is Johannes die Doper die laaste ene. En die gelykenis sê einde ten laaste, toe sê die grondeienaar, toe sê God, ek gaan my seun stuur, en miskien sal hulle ontzag hê, en hulle sal vir my seun gee, wat hy vra. My Vader soek by julle vrug. En die gelykenis sê, en dit is nou Jesus, want hy praat van, hy sê, ek is die steen. En as jy my verwerp, gaan ek op jou val. En die een op wie ek val, wat oor my val, ek vermorsel jou. Jy val nie net oor my nie. As jy oor my val, val ek op jou, en ek vermorsel. Dis letterlik wat hier staan, hè? Ek sal jou vermorsel. En die Bybel sê, toe hy dit uitgespreek het, toe sê hy, julle sê, wat doen ek? Ek gaan die koninkryk, die vrug wat daar moet kom. Ek wil die vrug hê, maar julle kan dit nie vir my gee nie. Die volk Israel. Ek gaan sê, wat doen ek? Ek gaan dit aan 'n ander volk gee, aan die heidene. En hulle sal van die vrug inbring. Hier sit ons. Almal vrug uit die heidense nasies uit. As jy nie gebore is uit Abraham, Isak en Jakob, kom jy uit die heidense volk uit. Dis hoekom toe hulle die seun gekruisig het. Dit wat ons nou gedoen het. Hulle sê ons moet hom doodmaak. Toe maak hulle hom dood. Maar toe doen die seun wat hy gesê het. Waar hy altyd gepreek het terwyl hy nog geleef het, het hy altyd vir Israel gesê, no. Julle moenie gaan na Tyrus en Sidon na daai plekke toe nie, en julle moenie gaan na ander plekke in die wêreld. Preek net vir die volk Israel. Die woord is vir hierdie volk vir nou. Maar toe hulle hom kruisig en hy staan in die doodheid op, toe sê hy vir sy disippels, gaan die hele wêreld in. Verkondig die evangelie, die goeie nuus aan die ganse mensdom. En hy wat hom bekeer en hom laat doop, sal gered word. En daar bring die Here na al die jare, amper 2000 jaar nou, amper 2000 jaar later. Dit sal in 5 jaar van nou af, in die jaar 2030 of in die jaar 2033, tussen 5 en 8 jaar van nou af, kom daar al vrug vir die Here in, 2000 jaar lang, gee hy sy koninkryk aan al die volke van die wêreld, maak hulle konings en priesters en bring hulle in. Dis wat hier gebeur het. En die Jode is tot vandag toe nog swart, nikkig. Ek bedoel, daar is amper 7 miljoen van hulle in Israel, en daar is net tussen 50 en 60.000 Messiaanse Jode. Hulle is nog kliphard tot hierdie dag toe. Hulle is nog net swart. So die punt van die gelykenis is, God het 'n wingerd geplant, uit 'n substansiële belegging gemaak, sy eiendom. Hy het die reg om vrug te vra. Hy het hulle daar gestel. En Israel is sy wingerd. En die leiers, wat die wingerd moet bewerk, en vir die Here 'n oes moet voorberei, o nee, hulle dit wanbestuur, en hulle sê, ons vat die winste vir onsself. Hulle bederf die oes, en vat dit vir hulle self. En dan weier hulle nog om die eienaar van die wingerd te gee wat hom toekom, die een aan wie die volk eintlik behoort. Hulle wil nie eens van hom verslag gee nie. En as die Here sou waag om iemand te stuur om hulle aan te spreek, ons maak hom dood. Ons slaan hom, ons verwond hom, ons gooi hom in die gevangenis, ons gooi hom in 'n put, ons wil nie hoor wat hy sê nie. Jy weet, in Jeremia, toe hy so die woord van die Here preek, en Baruch, sy sekretaris,
sy skriba, sy dirkie, wat moet skryf hy alles af. En toe hy nou alles klaar geskryf vir die skriba, al die woorde wat moet opgeteken word, is daar. Toe sê hulle vir die koning, ons het Jeremia se woorde, hy sê bring dit hier, en hy gaan sit voor 'n groot vuur, met 'n skerp mes, met 'n vuurpan. Hy sê, lees daai eerste bladsy. Dan lees hy die vreeslike woorde van die Here, wat sê, ek het julle lief, ek wil julle red, julle moet luister na my. Sê, gee daai bladsy, vat hom, sny hom stukkend, gooi dit in die pan. Volgende een, gaan lees, bladsy vir bladsy. Die koning, wat Israel moet lei na die Here toe, en in die weë van die Here. Hy het nie hart soos Dawid nie, hy sny die Bybel stukkend. Dit kos Jeremia, om vir berig te sê, hoor, ons moet alles weer oordeel, ons moet maar weer skryf. Vandag het jy dit in jou Bybel. Maar die eerste een het die koning stukkend gesny. Hy wil niks van God se woord weet, so hard. En al wat die Here vra is, gee vir my vrug. Ek het in julle belê. Sy woorde moes diep gesit, want die Bybel sê, hulle het hierdie kokende pot emosies in hulle binneste. Ons moet van hierdie man ontslaa raak. Hy druk ons te ver. Die Here sê, ek gee my beloofde koninkryk aan iemand anders. En hy het dit gedoen. Nou logies, ek en jy is baie bly. Is jy nie bly nie? Ek bedoel, nie bly oor dat hulle so hard was, maar ek bedoel, is jy nie bly dat die koninkryk ook gegee is aan al die nasies? Natuurlik is ons bly. Nou so, wat moet ons nou voel vir Israel? Vere. Nie kan ons nie so wees, he? Die Bybel sê in Romeine 11, vandag, as kerk van die Here, as bruid van Christus, ek en jy, wat vandag hier is by die tafel, en ons kan sê, hier is die seun wat hulle verwerp het, hier is die seun wat hulle gekruisig het, hier is sy liggaam, hier is sy bloed, want Jesus sê, die brood is my liggaam, en die beker is my bloed, en ons sê vandag, dat Romeine 11 sê, wat hulle betref, daai wingerd van die Here, wat sy wingerd was, die Here sê, terwille van die uitverkorenes, die uitverkiesing van Abraham, Isak en Jakob, sal hulle altyd uitverkiestes bly. So die volk sal bly bestaan, hy sal klein en gering wees teen die wêreld, maar hy sal bly bestaan, daar sal altyd 'n oorblyfsel vir my wees. Maar ek gaan hulle straf, sal altyd 'n oorblyfsel wees. Maar die Bybel sê, wat die evangelie betref, ek en jy is vandag hier, vir net een rede, die evangelie. As jy vir die evangelie van Jesus Christus was, wil ek hier wees, nie? Ons is hier, terwille van die evangelie. Wat is die evangelie? Die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Jesus vir ons gekruisig, gesterf en opgestaan uit die doodheid. So ons is hier terwille van die evangelie, en ons kom vier vandag, wat hy vir ons gedoen het, sy lydingsdood, om ons te herinner, ter nagedagtenis, dat hierdie een wat hulle verwerp het, hulle die seun verwerp, die seun wat gekom het aan sy wingerd toe, hulle wat hom verwerp het, ons het hom aanvaar. En vandag is hy ons Here, hy is ons verlosser, dis kom jy gekom het. Wanneer jy van die tafel gebruik, dan sê jy, ek het hom nie verwerp nie. Jy sê, ek het hom aangeneem. Jy weet, hulle het hulle eie agenda, en hulle eie ambisies, en hulle eie planne gehad. So vir my vandag, Israel, as ek aan hulle dink, dan weet ek, ja, julle is steeds God se uitverkore volk, maar hy het die koninkryk vir die heidense nasies gegee. Julle het maar 'n klein deeltjie nou, die van julle wat gered is. Die ver groot deel van die koninkryk het na ons almal gekom, al die heidense nasies. So die Bybel sê, wat die evangelie betref, is hy my vyand, want hy verwerp Jesus. So ek kyk hom skerp aan, en ek sê vir hom, jy is uit lynheid. Jy die grondeienaar, is 'n seun, jy verwerp. Jy het hom gekruisig, jy het hom doodgemaak. Maar hy het aan die kruis gesterf. En die genade van die kruis dood was, toe hy aan die kruis sterf, toe sterf hy selfs vir julle, wat hom verwerp het, want aan die kruis
het hy gesê, my Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het julle vergewe. Die grondeienaar en sy seun het julle vergewe en julle weet dit nie eers nie. Julle sal dit nog ontdek. Dit kom nog. Die groot verdrukking kom nog. So die ene wat ek nie kan bekostig nie, is om oor Jesus te struikel. Ek wil te struikel. En ek wil afsluit deur vir jou te vra, jy kan enigiets verwerp as jy wil, maar jy moenie Jesus se woorde verwerp nie. Want hy sê in Johannes 12, julle kan maak wat julle wil. Hy sê ook vir die Jode, hy sê luister, ek het nie gekom julle te verderf nie. Hy sê maar ek het iets om vir julle te sê. As julle, in Johannes 12, hy sê, as julle nie na my woorde wil luister nie, ek oordeel jou nie. Jy kan dit gaan lees. Hy sê, al luister jy nie na my nie, ek sal jou nie oordeel nie. Gaan aan. Want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, ek het gekom om die wêreld te red. Dit staan so letterlik in Johannes 12 vers 47. Ek het nie gekom om jou te veroordeel nie. Nou as jy nie na my wil luister nie, is fyn. Maar ek het baie ander wat na my sal luister, en die wat luister, ek gaan hulle red. Maar voor die weggaan, Jesus sê, ek het eers vir jou iets te sê. Vers 48. Wie my verwerp en my woord, jy sal my moet verwerp en jy sal my woord moet verwerp. En dit nie aangeneem het nie. Jy aanvaar my nie as die seun van die grondeienaar. Daar kom 'n oordeel. Wie van julle weet wat is die oordeel? Sal my jou Bybel te kyk. Wie van julle weet? Miskien ken jy die teks. Miskien jy het klaar gelees. Die woord wat ek tot jou gespreek het, sal jou oordeel in die laaste dag. It will all come back. Verstaan jy wat dit beteken? There's no way. Daar's nie 'n manier wat ek God se oordeel gaan ontglip nie. Hy gaan my nie nou oordeel nie. Hy gaan my nie nou straf nie. Hy gaan my los. Maar as jy my nie aanneem nie, hy sê, as jy my nie aanneem en my woord aanneem nie, gaan jou gang. Go your way. Maar in die laaste dag sal jy voor my staan. Wat jy gehoor het, wat jy gesien het en wat jy weet, gaan jy dan voor verantwoording doen. So Israel, die Here is nog lank nie klaar met hulle nie. Vriende, ek wil glo dat ons wat hier is hier want ons het sy woord aangeneem. Ons het hom aangeneem. Die Bybel sê dit so mooi, die Bybel sê, aan almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God te word, aan die wat in sy naam glo. En ek wil eerder sê, Here, ek wil nie oor die struikel nie. En baie mense struikel oor Jesus. Jy moet net nie Jesus in openbaar sê nie. Mense se haar op hulle rug, hulle het nie eens haar op hulle rug, die staan reg op. Hulle nekhare staan reg op, al is hulle nek, al het hulle nie eens haar in hulle nek nie, alles staan reg op. Wat het jy nou gesê? Jesus. Ek het so ervaring gehad, toe ons ry, ek en Vivian in Walvis, toe sê ek vir hom, my vrou het gesê, jy gaan nie vir die gemeente die foto wys nie. So ek kan nie vir julle wys nie, maar ek het dit. As jy wil sien, braai my. Maar my vrou sê, Raymond Lombard, jy gaan dit nie vir hulle wys nie. Ek het die huis gekry waar Jesus ingestap het. Na 45, 46 jaar. Ek sê vir Vivian, ry verby die kerk tot op die bult, draai vir my regs, gaan so. Ek sê, draai by hierdie pad links. Ek sê, Vivian, soos ons nou afry, daar sal 'n huis wees op die hoek van die straat, en in die middel van die huis is 'n deur. Nie by die linkerkant, nie by die regterkant, nie op die hoeke nie, reg in die middel van die huis is 'n deur. Kyk of jy hom kry, en hy ry so stadig af.
daar's die huis. Ek sê, that's the one. Nee, jy wil nie weet hoe lyk hy plek nie. Na al die jare. Ek sê vir hom, daai deur van daai huis, daar het ek ingestap. Ek sê, Vivian, aan die ander kant van die huis, agterkant, daar's 'n venster. Ek sê, ek het by daai venster gelê toe Jesus in my kamer instap. Ek sê, kom ons gaan soontoe. Erf is oop en verlaat, daar is stukke hout waar hulle lê. So ons stap in. Dis nou 8 uur. Was dit Vrydagoggend of Donderdagoggend? Donderdagoggend, 8 uur. Nou stap ek en Vivian. En ek kyk so na die deur, ek sê, ek sê, ja, dis die deur. Kom by die hoek, ek sê, hier is die venster, maar dit nou 'n aluminiumraam. Hy het nou nie meer die houtraam nie. Ek sê vir hom, hierdie venster was 'n houtvenster. 46 jaar gelede, dis wat hierdie venster was. Ek sê, maar verder, alles is soos wat dit was. Dan loop ons so weg. En toe so halfpad uit die erf is. Miskien moet ek regtig as Amanda net sê, want hulle sê nie, wys ek julle. En toe ons so halfpad na die hek toe is, toe gaan die deur oop, en dan val so jong man daar uit. En ek weet nie of dit 'n swart boeder of 'n kleerlingboeder, maar hy so, ek kan nie duidelik sien nie, want hy is so end weg, maar hy is een van ons boeties. En hy kom so by die deur uit, en hy kyk so vir my, sê, môre meneer, kan ek help? Ek sê, ja, sê dit eers gou vir my, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Amazing. Ek sê, ek het 'n amazing storie om vir jou te vertel. Hy sê, rarig? Ek sê, ja. Ek sê, kom ek vertel jou. Ek sê, Jesus was in die huis. Hy sê, Jesus? Ek sê, Jesus. Die Jesus. Ek sê, die Jesus van die Bybel was in die huis. Saam met my. En by die val sy pa ook by die deur uit. Nou is hulle 2. Nou staan die pa daar langs die seun. Hy sê, wat sê jy? Ek sê, luister ou man, daai deur waar jy nou uitgeval het. Ek sê, Jesus was in daai huis, saam met my. 46 jaar gelede. Ek sê in die huis, en hy staan so, en hy kyk so trots na die huis, wat jy nie weet nie. En hy sê, en die huis is nog presies dieselfde. Ek sê, moenie vir my lieg nie. Ek sê, om die hoek van daai huis is 'n venster. Right? Ek sê, dis 'n aluminiumraam. Ek sê, dit was 'n houtraam. Vra vir Vivian, wat doen hy? Wie maar soos wat hy staan, Vivian sê, hy staan so, hy lag. Hy sê, yes. Dit was so. Hoe weet jy? Ek sê, I was there. Wat verstaan jy nie? Maar hy lag. Hy sê, meneer, jy is reg. Dit was houtvenster, ons het 'n aluminiumvenster gesit. Ek sê, korrek. Cheers, let's go. Ek sê vir Vivian, kom ons ry. Mense wag vir ons by die kerk. Jy sien, wanneer jy Jesus in jou hart het, en jy het hom nie verwerp nie, dan kom hy jou lewenspad langs, en gee vir jou wonderlike ervarings. Maar die eintlike ding wat hy by jou soek, is vrug. Dis wat jy moet offer. So ek gaan nou sluit. As jy my aanvaar het, en jy het my nie verwerp nie, wil ek by jou vrug hê. En die Bybel sê in Matteus 13, by sommige van ons is die vrug 30voudig, by ander 60voudig, en by ander 100voudig. So is my vraag, hoeveel siele is deur jou al vir die Here bereik? Hoeveel mense het al na God toe gekom deur jou lewe, deur jou getuienis? Al weet jy nie daarvan nie. Ek dink persoonlik, daar's baie mense wat na die Here toe gekom het, deur baie van julle vandag, wat dit nooit eens weet nie. Jy weet dit nie. Maar daai dag by die regterstoel, wanneer die dinge gebeur, gaan ek en jy die offers kry. Vader, gee dat U by ons die vrug sal ontvang, wat U toekom. Here, want ook die heidene moet hulle vrug na U toe bring. Here, vir my, ek kan vir myself bid. Help my, dat dit nie maar net 30voudig sal wees nie. Ek ag U baie meer as dit. Dat die vrug wat ek vir U bring, ook nie 60voudig sal wees nie. Ek ag U groter as dit. Here,
by ander 100voudig. Ek wil vandag vir u vra, nie 100voudig nie, maar 100 maal 100. 1000, 10.000voudig. Here, U is dit werd, dat ons vir U 'n groot oes inbring. Begin by my, dat my lewe die vrug sal wees. En dat uit die vrug van my lewe, daar nog veel vrug sal kom, tot U eer. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So vriende, ons is by die tafel van die Here. Jammer vir die oponthoud vandag, dat ons 'n bietjie langer is, as normaal. Maar kom ons gee vir die Here die verskuldigde eer. Ons het 2 tafels daarbo vir die boonste auditorium en die onder, vir die onderste auditorium. Dat julle ken die skrifte wat sê, dat Jesus gesê het, dat hierdie brood by die laaste pasgamaaltyd, is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit so dikwels as wat julle hiervan eet, tot my gedagtenis. En dan die beker, dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. So, ek en jy kan vandag in hierdie gewyde oomblikke ons hart na hom toe bring en sê, Here, gedagtig aan wat U gedoen het, die prys wat U betaal het, die seun wat doodgemaak is, het gesê, vergewe hulle. En U het die koninkryk vir ons gegee, vir die wêreld, wie dit wil hê. Want U sê in Openbaring 22 in die heel laaste hoofstuk, kom en laat hom wat wil kom, en laat hom wat dors het kom. Dis op die laaste bladsy van jou Bybel. En van die water van die lewe neem, verniet. Jy kan net kom. Met groot agting en waardering vir ons se Here. Ons eie siele kan herinner, dat ons gekoop is, met sy kosbare bloed. Nie deur silwer of goud, maar deur sy bloed. Petrus sê, met sy kosbare bloed, het hy ons gekoop. Die seun, die eienaar van die wingerd, se seun, het betaal met sy bloed, vir die koninkryk wat ons aanbehoort. Ons saligmaker. Wanneer jy van hierdie brood eet, identifiseer jy jou met die een wat aan die kruis gesterf het, dat hy dit vir my sondes gedoen het. Dat hy die straf en die oordeel van die dood op hom geneem het. Kom ons eet dit saam. Dankie. En ek glo jy is gereed met die beker en julle daar by die huis ook, omdat julle weet dat ons dit elke maand saam doen is, oral waar ons bevind in die wêreld. Hierdie beker verteenwoordig sy bloed. Hy het dit ingestel as 'n heilige sakrament, plegtig om te onderhou deur sy kinders. En sy woorde was, wanneer jy hiervan drink, doen dit tot my gedagtenis. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Dierbare Jesus, van ewigheid tot ewigheid is U dieselfde. U is die leeu van Juda, U is die lam van God, U is die eerste en die laaste, die alfa, die omega, U is die begin en die einde, U is die Amen. U is die getroue, U is die woord van God.
U is ook die blinkmôre ster. Maar bo alles, Jesus, is U ons saligmaker, ons redder, ons verlosser, die een wat ons liefhet, wat sy lewe vir ons gegee het. En vanmôre, gedagtig aan U, wil ons uit ons hart uit sê, dankie, dankie, dankie Jesus, dat U gekom het. En al het hulle U uit die wingerd uitgewerp, en al het U gesterf, omdat hulle U doodgemaak het, U het U woord gehou. Nie net het U hulle vergewe nie, maar U het die koninkryk gevestig op die hele aarde. En dankie Here, dat ons deur wedergeboorte die koninkryk kon ingaan, en dat ons almal kan deel hê vandag aan die koninkryk van God. Ons dankie, want het U dan nie gesê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal al die ander dinge vir julle bygevoeg word. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen.